oosten und da, ja van die westen und da, bij die bruiloft van die land in elkaar. Oh, als die bruiloft daar viel, heel steeds terug en klaar. Zal een soep worden, hij die zes en geen aanzien, geen alweer, geen traan. Als die schade naar boven gaan, is je naam wordt daar. Bespreekt voor die groep bruiloftsfeest. Want net koning Jezus zijn je, dan op hier weer vlees. Net Jezus zijn je, dan op hier weer vlees. Net Jezus zijn je, dan op hier weer vlees. Net Jezus zijn je, dan op hier weer vlees. Net koning Jezus zijn je, dan op hier weer vlees. Net Jezus zijn je, dan op hier weer vlees. Net Jezus zijn je, dan op hier weer vlees. Net Jezus zijn je, dan op hier weer Prijs die Here se naam. Ons is gelukkig, bevoorreg om die Here Jesus te ken. We are privileged to know Him, not just know Him, but experience Him and personally know Him as our Lord and Savior. What a privilege it is to know God above thousands, above millions, now even above billions of people. Here, gaan nie goed. Amen. Wat 'n voorreg om in die huis van die Here te kan wees vanmôre. Weet jy, koning Dawid sê een dag in die huis van die Here is beter as 1000 dae elders. Kom ons sing I am blessed every day of my life. Terwyl ons die werk van die Here doen. And I am blessed every day of my life. I am blessed. When I wake up in the morning, when I live like I do, I am blessed. Hallelujah, I am blessed. I am blessed. I am blessed. Every day of my life, I am blessed. Now when I wake up, I'm
ek weet in ons oorwinning, in ons omstandighede, deur die oorwinning van ons omstandighede, weer af ons weggebêre vreugde, wat het ons weggebêre heerlikheid, wat jou kollega by die werk, wat jou vyand nie kan verstaan nie, sweet honey in the rock, it tastes like honey in the rock, jou oorwinning smaak voor ons verskillende pryse in die Sweet honey in the rock, sweet honey in the rock, it tastes like honey in the rock, come taste and see, my God is good, it tastes like honey in the rock, sweet honey in the rock, sweet honey in the rock, it tastes like honey in the rock.
Ek het hom altyd gesing as kind. Hy is die leeu wat my gaan vang. Ek sal nou net die volgende sê. Maar hy het my gevang en ek is nou nog hier. Amen. Ek prys die liefelike naam. Jy weet die woord van die Here sê, hy sê, hy wat volhard, tot die einde toe sal gered word. Amen. Dis nie hy wat in die begin van sy geestelike lewe is nie. Dis ook nie hy wat aan die einde van sy geestelike lewe is nie. Hy sê, maar die koortjie sê, die volgende koortjie sê, hy sê stap vir stap. Na die saligheid. Al wat jy moet doen is, jy moet aan die beweeg bly. Jy moet aan die beweeg bly tot die einde toe, tot jou einde aangebreek. Dan sal jy saam met Koning Jesus wees, stap vir stap, na die saligheid. Ik stap voor stap naar die zaligheid. Ik stap voor stap naar die zaligheid. Voor Jezus wil ik leven. En het is mij goed om te stappen naar die zaligheid. Ik stap voor stap naar die zaligheid. Ik stap voor stap naar die zaligheid. Jesus, we lay my en hy wys my prys from greatly blessed and highly favored. Dit is wat ons is vanmôre, greatly blessed. And greatly blessed and highly favored, in perfect love, forgiven child of God. I'm greatly blessed and highly favored, in perfect love.
vir jou, ja, jy wat daar sit in jouself dink, of dalk minag jy jouself. Jy weet die duiwel is so goed, as hy jou nie kan hoogmoedig maak en jou boer stoot en dan trek hy jou onder neer. And he likes to make you feel like you are nothing. I want to tell you this morning what God thinks of you. He says He made you merely just a little bit less than an angel. You are the crown of His creation. And He loves you so much that He will even come back to get you and take you to a place that He prepared. Dit is 'n parel wat die Here gaan terugvoorkom om jou te kom haal, sodat jy eendag by Hom kan wees. Jy mag jy sitplek neem. I'm greatly blessed and highly favored, in perfect love, forgiven child of God. I'm greatly blessed and highly favored, in perfect love, forgiven child of God. I'm greatly blessed. I'm greatly blessed. Highly favored, highly perfect, I'm forgiven, and I'm still a child of God. I'm greatly blessed and highly favored, in perfect love, forgiven, child of God. And the last bit seals it. Although you are imperfect, but when you are forgiven, it makes you a forgiven child of God. Never to reflect on the past again. Thank you so much. Baie dankie vir die Here hier uitgestuur. Nou, om 'n lewe van oorwinning te lewe, soos wat jy reeds gehoor het, to conquer, to live a life of a victor, conquer. Om 'n lewe van oorwinning te lewe, met 'n mens jou lewe inrig volgens die woord van God, sê amen. Amen. En om die woord van die Here te bestudeer en te leer, en die Here is baie lief om na 'n gemeente te verwys in sy woord. Hoe dat 'n mens die gemeente moet hanteer, hoe dat 'n mens jouself moet regmaak vir ewige lewe. My papie het net gepraat van die koortjie wat my oupa van 'n Walt lief was om te sing, stap vir stap na die saligheid. Hoe om saligheid te bekom. En ek het daar dieselfde woorde hier, die godsaligheid weer vir u gevind in 1 Timoteus 5 en 6. En ek gaan net vir u lees die teksgedeelte en dan sal ek die teksgedeelte weer lees. En die doel daarvan is om jou lewe in oorwinning te kry, daar te hou, en om godsaligheid aan te leer, is iets wat 'n mens leer, with the emphasis on learning. It's something we learn, wanneer 'n mens in die teenwoordigheid van die Here sit. Baie maal sal ek die evangelie preek, maar vandag leer ons uit die woord van die Here uit. Almal wat diensknegte is, onder 'n juk. Sê vir jouself, ek dra 'n juk. Wat 'n juk, Paul? Elke diensknegt of diensmaagd van die Here dra 'n juk. Die woord van die Here sê mos, neem jou kruis op en volg my. Is dit reg? Ja. So daar's 'n kruis in jou lewe. Wie het 'n kruis in sy lewe? Kan ek net 'n hand sien? Daai kruis is daar. Chantel het net nou mooi gesê, die Here het vir haar gesê, my kind, daai kruis is daar sodat jy dit kan oorkom. Christus het die kruis oorkom. Hy is nie meer aan die kruis nie. Die woord van die Here sê hier 'n diensmaagd in 1 Timoteus 6 vers 1. Almal wat diensknegt is, het 'n juk. Julle wat 'n juk het, moet julle eie Here alle eer waardig ag. Daai woordjie, jy moet jou Heer waardig ag. As jy die Engels gaan lees, dan sê hy, I want you to honor your personal master. Met die bedoeling
Weet jy, daar's mense in jou lewe na wie jy opkyk, wat vir jou geestelike ma of pa is, of 'n vriendin, of 'n broer, na wie jy geestelik opkyk, uit wie jy ondersteuning uit ontvang. En die Bybel praat hier, julle gaan nou sien, hy sê, weet jy hoe gemaklik is dit dat jy aan mekaar gewoon kan raak? Want as ons mekaar mos ken, julle weet soos twee boeties, dank die Here, my kinders beklei nie, baie min, as ek hoor, daar begin so 'n bietjie woorde, dan sê ek, hoi, dan hardloop die klein sulkie terrier so lang weg. Dan dink sy nou, ek skreeu vir hom en sy moenie blaf nie, okay? Maar, is dit nie lekker om in 'n huis van vrede te wees? Ja, mens moet so nou en dan 'n bietjie hak. So net, wat is kos nou sonder 'n bietjie spice? Is dit nie, enige huwelik moet ons 'n bietjie spice hê, né? Maar 'n mens moet vrede in jou huishouding hê, omdat jy na mekaar ook geestelik opkyk. Die Bybel praat hier so van, jy gaan nou sien, dit is so maklik om aan mekaar in 'n gemeente gewoon te raak, dat jy mekaar nie meer respekteer nie. Ons kyk wat sê Timoteus. Timoteus was 'n baie godsvreesende man. En hy skryf hierso, hy sê, julle moet julle eie personal masters eer. Julle moet aan hulle eer betoon, sodat die naam van God en die leer van hierdie evangelie nie belaster mag word nie. En die wat gelowige here het, of personal masters, moet hulle nie verag nie. Hier kom die woord, jy moet mekaar nie verag, omdat jy die ou nou ken nie. Alright, omdat jy jou suster langs jou ken, of jou broer langs jou ken, beteken nou nie dat jy nou hom of haar gewoond hoef te raak, en hulle verag nie. Weet jy dat baie maal, né? Het iemand 'n gawe van die Heilige Gees, maar hy is nog steeds 'n mens. Né? Nou is dit moeilik om daai ou of suster van jou te respekteer, want jy raak gewoond aan mekaar, maar respekteer die gawe van daai persoon. As jy na jou man kyk, ja, ek weet jy is lief vir hom en hy sny die gras, maar hy is nog steeds die hoof van jou huis. Manne, as jy na jou vrou kyk, God sê dat jy haar moet lief hê, soos Christus die gemeente liefgehad het, en hy het sy lewe vir jou gemeente afgelê. Dit beteken jy moet jou vrou tot die dood toe lief hê. Dit is pragtig, né? Julle moet mekaar nie verag nie, vers 2, omdat hulle jou broer is of jou suster is nie. Maar julle moet mekaar des te meer, hoor nou wat sê hy, julle moet mekaar dien. Hoe dien ons mekaar? Ons dien mekaar in die gemeente. Jy dien mekaar met jou tyd, met jou vermoëns, met jou insette, en dit kan ek sê, kyk, hierdie gemeente kan saamwerk. Want julle doen dit uit julle hardheid vir Jesus, verstaan? Amen. Maar dit is so mooi, en dit moet 'n mens behou, om mekaar te dien. Wat sê Christus? Christus sê, dat jy is 'n dienskneg, en is genoeg vir 'n dienskneg om so sy Heer te word. Het Jesus nie afgebuk en die voete van sy disippels gewas. Hy het die grootste toonbeeld van diensbaarheid getoon, om te wys, al was hy die seun van God, dien hy sy mense. Dis mooi, om mekaar te dien, om daai dienende gees te behou, om daai nederigheid te hou. Hulle het net nou gepraat van die skape. Nou, skape het 'n eienskap. Hulle lyk maar net nie intelligent. Maar weet jy hoekom reageer 'n skaap hier soos wat hy reageer? Kyk, hy skrik ook nie as jy 'n mes uitdruk vir sy keel nie. Jy gaan sy keel afsny, maar die gees gaan nog steeds terug na God toe. Dit sê die woord van die Here. Die siel, die gees gaan nog steeds terug. Die gees gaan terug na dit wat God het lewe gegee. Skaap het nie 'n siel nie, maar hy het 'n gees. Maar weet jy dat skape het groot vrede? En dis hoekom die Bybel verwys na skapies as kinders van die Here. Vrede. En 'n bok oordink nou die alles. Bok's baie slim. Jy ry hom sommer raak. Maar weet jy, oordink alles. Jy kan God nie met jou verstand dien nie. Jy kan hom met jou gees dien. Want elkeen
Die ware aanbidder sal die Vader in gees en in waarheid aanbid, want God is gees. 'n skapie het vrede. Hy loop na waters waar is stil water. Daar lei die Here hom heen. Hy dien eerder as om gedien te word. Hy het vrede. Daarom vrees hy nie die mes of die geweer nie, want hy weet sy lewe, sy ewige lewe is in die hand van God. Dit is mooi om dit so te sien, om daai vrede in ons hart te behou. Het jy al gebeur wat? Dan stap nie vandag iemand en skiet my dood. Gaan ek nie ewigheid by God wees nie? Natuurlik. So jou vrede, dis die verskil tussen 'n kind van God en 'n bokgeaardheid van 'n mens. 'n Bok wat altyd kop stamp en beklei. Maar die oomblik as jy die vrede aanneem en begin dien mekaar soos Jesus dit doen, dan kom jy nader aan die woordjie wat ons nou genoem het, to conquer. To conquer means to conquer who? Who is your biggest opponent in your life? I want you to say it out loud. It's not Satan. Who's your biggest opponent? Say I. As jy jouself oorkom, die Bybel sê as jy jouself oorwin, sê die woord van God nie. Selfs Jesus het gehoorsaamheid geleer. Hy het dit wat hy gelei het, toe hy sy juk gedra het, toe hy sy kruis gedra het. Om daai dienende gees te bekom, voorstel aan saligheid. En saligheid wat ons nou van gesing het, is iets Godsaligheid. Om soos God te wees, maar om salig te wees. Salig beteken vrede, rus. Daar is vermoede vir die vrede en rus aan die voete van ons koning Jesus. As iemand iets anders leer, dan raak Timoteus kwaai hierso. Hy sê, as iemand iets anders leer, wat nie instem, vers 3, met die gesonde woorde, groente is gesond, vrugte is gesond. Timoteus sê, die Jesus se woorde is gesond. Dit is gesond vir jou. As iemand iets anders leer, wat nie ooreenstem met die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus nie, en met die leer wat volgens die, hoor nou die woorde, godsaligheid is nie, dan is dit verwaand en jy verstaan niks. Jesus se woorde is gesond. Ek wil hê jy moet Jesus se woorde leer. Ek wil hê jy moet jou Bybel vat en die bergpredikasie gaan lees, want dis wanneer Jesus met die mense gepraat het. Lees al die evangelieboeke, Matteus, Markus, Lukas en Johannes. Lees die evangelieboeke, dat jy Jesus se woorde jou eie kan maak. Want Jesus se woorde moet jou kerk wees. Hy moet jou alles wees. Want wanneer jy die gesonde woorde van Jesus ken, dan raak jy nie in tradisie. Daar's goeie tradisies ook, maar weet julle, daar's baie slegte tradisies, en baie van ons het met hulle groot geword. Sê jy amen? Of sê jy eiland? Daar's goeie tradisies, maar daar's ook slegte tradisies. Want weet julle wat maak 'n mens? Hy maak 'n tradisie groter as God. Dis wat mense gedoen het deur die eeue heen. Dis hoekom Jesus met die Fariseërs opgestamp het, want hulle het hulle tradisie groter gemaak as God. Jesus sê vir hulle, weet julle wat maak julle Fariseërs? Julle bind pakke saam wat swaar is vir die mense om te dra, en dan druk julle dit op hulle skouers, sodat hulle self 'n tiende moet gee van die kruisement, van die kruie wat hulle plant. En julle sê, as julle iets goeds vir die ou mense doen, as jy nou by die ou mense verbygaan, en jy dien hulle karretjie, of jy maak ietsie reg, dan vra jy geld daarvoor, en dan trek jy dit nog van jou tiende af, dit het Jesus gesê. Dan sê hulle, dit is, ek kan dit so deur doen. Die Here sê, is geveins van hart. Die woord van die Here sê, wanneer jy iemand goed doen, met jou linkerhand ons nie weet wat jou regterhand doen. Is dit wat? Prys die Here se naam. Hy sê, blaas die trompet voor jou oor jou goeie dade, want dan jou loon klaar daarmee weg. Jesus kom, en hy sê hierso met die pragtige woorde, die goeie woorde, die gesonde woorde, Christus se woorde is soos goeie groente. Wie hou van blomkool en ertjies en so aan en so.
En jy weet jy moet eintlik jou groente rou eet. Jy weet. En as jy jou groente nie rou eet nie, dan eet jy nie die ensieme nie. En eintlik jou groente, as jy vanmiddag daar by die huis kom, nou, gryp vir 'n stukkie blomkool en king of so. Maak nie die vleisdiens toe, anders kom aan die vlees leer. As iemand iets anders leer as die gesonde woorde van ons Here Jesus Christus, wat nie volgens hierdie godsaligheid is nie, is dit verwaand. Sterk woorde. Dit is verwaand. En dit verstaan niks nie. Hoekom kan 'n mens nie die woord van God verstaan nie? Wat het jy nodig om hierdie woord te verstaan? Sê dit af. Wat sê nou nie? Die Gees van die Here. Dis reg. Jy het die Gees van die Here nodig. Ek het vir die laasweek genoem, daar's niemand wat hierdie woord ken so Satan. Maar hoekom kan hy nie presies uitwerk wanneer en wat gaan gebeur op hierdie wêreld? Want hy het nie die Gees van God. So om hierdie boek te verstaan, moet jy die Gees van God hê. En die woord van die Here sê vir jou hier, dat baie mense verstaan hierdie boek nie, omdat hulle nie die Gees het. Vanmôre kan jy terwyl jy daar sit net sê, Here, stuur vir my u Heilige Gees. Jy het dit al klaar. Maar weet jy kan nog meer van die Heilige Gees ontvang. Dink jy dit wat jy weet van die Heilige Gees is klaar en uit? Ek het baie goeie nuus vir jou. Jy kan nooit God uitstudeer of God se kennis ooit verstaan nie. Waar jy begeerte na het, as jy God soek, die dieptes van God, die Afrikaans sê, die Engels moet sê, it's impenetrable. Die Afrikaans sal sê, dit is ondeurgrondelike kennis. Dit het geen einde, geen hoogte. Jy kan altyd in die Here groei. En hoe meer jy groei, hoe meer hoogmoedig word jy. Nee. Hoe meer jy groei, hoe nederiger word jy. Is dit nie mooi iets nie? Albert Einstein said something. And if you've ever got a quarrel or a dispute with an atheist, at the end, let him finish and then you say this. They reckoned that Albert Einstein knew about 10%, look, he was a very clever man, about 10% of what is to know. Kan iemand gou vir ons Google wat was Albert Einstein se wat sy naam was hy Duits of was hy Joods? Kyk gou vir my. But Albert Einstein said, and although he only knew 10% what was to know on this earth, they said that if I knew 50%, I only know 10, but say if I knew 50%, then it must be a reasonable argument that says that God can exist in the other 50% I don't know about, because you only know 10%. Die wysheid wat die Here ons gee, is goed. Maar wysheid sonder God se Gees is lewensgevaarlik. Want uit wysheid aan die voete van Gamaliel het Paulus gesit, Saulus. Tog het hy manne en vroue aan hulle hare by hulle huis uitgetrek voor hulle kinders en hulle laat doodmaak. Want hy het die kennis besit. Hy was 'n Fariseer en sy wysheid het gelei tot moord. Maar toe Jesus by hom kom en hy val van die donkie af en die Here sê vir hom, hoekom stop jy teen die prikkels? Hoekom vervolg jy my? Raak my bewoe. En hy sê, sy oë val vol skil en hy gee sy hart aan die Here. Die eerste ding wat hy doen is hy word gedood. Dit is die eerste ding wat hy gedoen het, hy sy gesig weer kry. Want die dood is ons 'n manifestasie dat die ou mens begrawe word. Of weet jy dan nie dat as jy deur die dood in die dood soos Christus Jesus, dat sal jy opgewek word in 'n nuwe lewe nie. Dit was die gehoorsaamheid van die proses. Maar sy verstand het dormant geword en sy gees het lewendig geword. En hy hierso skryf hier Timoteus en Paulus skrywe aan mekaar en jy kan dit vandag nog lees. 'n Mens moet nie te slim word nie. Jy moet liewerste nederig bly by die Here.
As iemand iets anders leer as hierdie godsaligheid, hierdie mooi, gesonde woorde van Jesus Christus, is dit verwaand en hulle verstaan niks nie. Maar dit vorm 'n sieklike sug na twisvraag. Het jy al by mense gesien dan stry hulle oor die Bybel? Of hulle stry of jy nou moet koordans, of jy nou mag koordans, en of hulle nou moet stry of jy moet hande klap of nie. Weet jy nie dat die Here wil hê dat jy moet dien met alle mag en krag en met jou liggaam? Dis Bybels, stem jy saam? Al baie voorbeelde in die woord van die Here wat dit sê. Dawid het gedans voor die Here. Die musiekante het voor die volk gestaan terwyl hulle oorlog voer. Dan begin hulle God loof en prys. Dan begin die Here, want hy loof onder die lofsange van sy volk. Dan kom God in. Het ek nie by die bid hier vir die verduidelik nie. Die van julle ken vir Samuel, vir die van julle wat nie daar was nie, by die Bybelstudie, Woensdag. Samuel die profeet. Het jy geweet dat Samuel se kleinseun, wat was sy naam gewees? Hy was die hoofvoorsanger by die tempel. Sy naam was Heman. Samuel, die profeet se kleinseun, was een van die hoofsangers by die tempel gewees. En hulle was 'n hele span van leviete wat God geloof en geprys het. Is dit nie wonderlik nie? Jou hande moet God loof. Jou mond moet die Here loof. Weet julle hoekom dans ek partymal hier agter? Dis omdat ek gedoop is met die Heilige Gees. Toe die Here my gevul het met die Heilige Gees, was daar nie 'n mens om my nie. Ek het in die nag op die berge, Drakensberge geloop en ek het vir die Here gesê, ontmoet my. En ek het gevas en gebid en God het my ontmoet. En hy het sy Heilige Gees oor my laat kom. En solank as wat ek lewe, sal ek sê, ek kan God dien met my liggaam en met my gees, want my liggaam is die tempel van die Heilige. Woe the day when my voice and my arms and my legs shall stay silent. I shall use them to glorify God. And God alone. Prys die Here se naam. Nuttelose stryery is al baie, vers 5. Wanneer 'n mens verdorwe raak in jou verstand, sien as jy begin dink, as jy begin vra oor die evangelie, wat te veel is. Weet jy, daar's baie dinge wat jy nie verstaan nie. En daar's baie dinge wat jy nooit sal verstaan oor God en oor Christus nie. Mens moet die Here glo soos 'n skapie, wat maar net lyk of hy dom is, maar hy's nie dom nie. Eintlik het hy maar net vrede. If God said it, I believe it. In time I will work out what he means. But until then I won't rebel against it. Daar's baie mense wat rebelleer teen hierdie weg van Pinkster. Hulle sê altyd die mense met die Pinksterkerke. Is julle in 'n Pinksterkerk? Ja, baie Pinksterkerke. Maar jy geweet, God het Pinkster geskep. Weet jy wat beteken Pinkster, die 50ste dag? Het jy geweet dat God het besluit om sy gees aarde toe te stuur op Pinksterdag? Hy het dit gekies. So as jy iets teen Pinkster te sê het, oppas dat jy nie laster nie, want God het Pinksterdag geskep. Die 7 weke, 7 maal 7 is 49, vir 7 weke na die Pasga, na die dood van die lammetjie, né, was daar 'n fees op die 49ste dag, en dan op die 50ste dag begin Penta, 5, Pentekost. Dit is God se dag, waar jy met God moet loof. Ek was daar in Israel gewees, en so teen die aand, as ek so na die Oospoort gekyk, daai poort wat toegemessel is, en die moslems het klop grafte voor hom, begrafplaas voor hom gebou. Want die Bybel sê ons dat die Here sal in Jerusalem inkom deur die Oospoort. Hy is toegemessel. En dan het die grafte daar gesit, en die moslems sê that Jesus will never come from death. I'm telling you, you will probably raise those people up and they will stand there, they will be alive. But coming through the eastern gate, he will come. And the Bible says there will be a multitude of people behind him, and they will see. And I'm going to be one of them. And in that day, you will see Satan in the valley of Armageddon with all his might, and you will see the dragon, die verleier van broers, en al sy magte, want die kinders van die Here sal agter Jesus staan. En in daai dag sê die Bybel, julle sal oorwin deur watter 2 goed? Kom aan.
Deur die Woord van jou getuienis. en deur die bloed van die lam. Die woord van jou getuienis. Alles wat jy moes deurgaan. I conquered this in my life. I was like Job. I lost a lot. I lost family members. I lost my health. But I conquered. Jou getuienis is jou krag, stem jy saam. Jou getuienis is jou ja en amen. Hoekom het dinge met my gebeur? Dis jou krag, dis jou ja en amen. En deur die bloed van die lam, the blood of him is still there. Dit gaan wonderlik wees daardie dag. Prys die Here se naam. I'm getting ahead of myself. Wanneer daar nuttelose stryery is, sê die Bybel, hier is nou 'n lering vir 'n gemeente van mense wat verdorwe in hulle verstand raak, wat van die waarheid beroof is, beteken die waarheid van hierdie boek is van hulle beroof. En dan dink hulle dat die godsaligheid winsgewend is. Hoe baie kerke is daar in die wêreld waar dit alles oor geld gaan? Die woord van die Here sê, godsaligheid moet nie 'n winsgewende saak raak nie, stem jy saam? Anders sou Jesus nie hulle uit die tempel uit gejaag het met 'n stokkie nie. Hy het 'n sweep gaan vleg, juis vir daai saak. Dit grief hom as jy geld en God meng, dit werk nie. Want geld is mammon en God is geloof. Die twee moet jy nie meng nie. Jy gee aan God sy deel. Maar ek het nog nooit in my hele lewe, in die 17 jaar wat ek hier pastoor is en in Banbury is, het ek nog nooit in my hele lewe gaan die bankstaat gaan kyk nie, en teenoor ek het nie eens die bank se access nie, en ek kyk nie wie gee wat. I can tell you one thing, but if you give to God, He will bless you. And I can tell you on the other hand, if you withhold from God, the word of God will be your judge, because the Bible says you steal from God. I don't take salary out of the church, so I can speak freely. Give to God what is, so you can receive your blessing. But do not let money and the word of God ever mingle. It's a bad mixture. En die Bybel praat hiervan. Hy sê, die godsaligheid moet nie 'n winsgewende saak raak in vers 5 nie. En nou kom hy die kragtige woorde, en hy sê, en as jy mense ken, wat hou van staan beklei oor die woord van die Here, en wat geld in die kerke bring, hy sê, onttrek jou van sulke mense. Hier is jou lisensie. The moment when someone, doesn't matter if he's a preacher or not, brings something that's contrary to the healthy words of Christ, die gesonde woorde van die Here. Maak nie saak of dit 'n fariseer is, of dit die besnydenis is, en of dit aanneming van die kerk is, en of dit wat is nie. Die oomblik, as dit teenoor is, teenoor nie jou kerkdogma nie, teenoor die woorde van Christus, dan sê die woord van die Here vir jou, in 1 Timoteus 6, vers 6, onttrek jou van sulke mense. Wat beteken onttrek? Stay away, and you break the contact. That person already knows Christ. You've got no business there. You don't need to bring him to Christ. You can try to persuade them, and if they don't want to hear, all they are doing is wasting your time and keeping you from being truthful with God. Die tyd het op aangebreek, dat jy moet kyk hoeveel olie is in jou lampie, en hoe kleed, en hoe skoon is jou bruilofskleed, dat jy nie hemel mis nie. Jy moet kyk wat werk vir jou, en jou geloof. En dit wat nie in jou lewe pas nie, net sê die woord van die Here, onttrek jou. Hou net jou vrede. Dien die Here. Hou jou vrede. Jy en jou huis, prys die Here se naam. Ek sê weer, dis 'n lering vir 'n gemeente. Dis wat ons hier vind in 1 Timoteus 6. Maar die godsaligheid beteken to have godliness. Oh Paul, but we are not gods. Well, if you've got the Spirit of God within you, the Bible says that you have to live a godly life.
Godsaligheid vertaal in Engels beteken godliness, like God. You must live like God. And you think God is something that's on the throne and golden diamonds. Yes, Jesus sits on the throne, but do you also know that He's humble? Weet jy dat hy sagmoedig van hart? Wat sê die Bybel? Hy sê leer van my, sê Jesus vir jou vanoggend. Hy sê leer van my. Hy sê ek is sagmoedig van hart, soos 'n skaapie. Hy sê ek is nederig van gees. Volg daai voorbeeld na. En as daai vir jou iets moois is, dan sê jy ja Here, I want to live full of godliness. Godliness means not gold and silver necessarily. It means something that's humble, sagmoedig van hart, nederig van gees. En dan kom die belofte in die woord van die Here en hy sê, weet julle nie dat die sagmoedig is, sal die aarde beerwe. Dankie Here vir net hier wat vanmôre gepraat het en kon hy van die skapies. Die skapie is sagmoedig. Weet jy nie dat die skapies, die sagmoedig is, sal die aarde, die nuwe hemel en die nuwe aarde van die Here beerwe nie. Man, ek is vinnig vandag. Julle gaan nog julle skaapbout daar in die oond geniet. Ek is minder klaar. Ek sien. Waar gaan julle nou 'n pastoor kry wat so kort vir julle preek? Godsaligheid met vergenoegdheid is 'n groot wins. Wat beteken vergenoegdheid? Kan iemand vir my sê wat beteken vergenoegdheid? Sê bietjie harder, wat is vergenoegdheid? Vrede. Al die mans sê amen. Dit is 'n lekker basstem, sê amen. Hulle het nou amen gesê, dat beteken vrouens het genoeg skoene. En het genoeg handsakke, hoor. Jy moet mooi lyk vir 'n man, alright? En daai skrif verwys na daarna. En dan as ons nou daai reel maak, dan kan ons nie meer BCF en Bunnings toe gaan nie, jy sien. En jy nou moet vergenoeg wees. Maar as ek ontevrede is met my hamertjie nie, maar weet as my hamertjie se rubbertjie nou afval, dan kan ons nou my hande seermaak en dan 'n nuwe hamer kry. Verstaan jy? Jy moet vergenoeg wees met dit. En op 'n ernstige noot is om vergenoeg te wees met dit wat God wil hê jy moet hê. Daar's baie dinge wat jy kan koop, maar weet jy, partymal is daar net sekere dinge wat die Here nie wil hê dat jy moet hê nie. Maar die godsaligheid, to live a God of godliness, the life of godliness, saam met vergenoegdheid, or in English we would say a life with content, be content with what you got, is 'n groot wins. As jy dit kan snap, is dit vir 'n groot wins. Want ons het niks in die wêreld gebring nie. Dis duidelik dat ons ook niks hieruit kan wegdra nie. Maar as jy voedsel en klere het, moet jy daarmee vergenoeg wees. Sê vir Jesus dankie. Dat ons voedsel en klere het. Dankie Here vandag. Dit is so goed vir ons gemeente. Maar die wat ryk wil word, daar's 'n wil daar. En daai wil is nou die probleem van elke mens. As jy wil ryk word, hy sê oppas, dan kan jy dalk in versoeking val. En strikke en baie dwaas en skadelike begeertes kan daaruit ontstaan. Want die geldgierigheid is 'n wortel van alle ewels. Mens moenie geldgierig wees nie. En omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof. Daar gebruik hy 'n woord wat ook inkom by skapies. Skapies dwaal af. Maar hier sê die woord vir jou, hoekom dwaal skapies partymal af? Hoeveel mense ken jy? Vir wie jy lief is? Jou broers en susters, né? Wat jy net so 'n bietjie aan kan dink. Nie net jou bloedbroers, dit is nie maar familie of vriende. Mense vir wie jy nou omgee. Dit is nou nie 'n kritiese stelling nie. Maar hoeveel mense ken jy wat afgedwaal het van die Here? Kry jy iemand in jou prent, in jou gedagtes? En jy gaan nou sommer vir daai selfde persoon bid. Want wat sê die Here van as 'n skaapie afgedwaal het? Wat maak hy? Hy los die 99 en soek hy.
Maar hoeveel mense ken jy wat as gevolg van geld en begeerlikheid en die wil om te veel te bekom afgedwaal het van die Here? Dis wat die Bybel sê. As jy min het, dan waardeer jy min. Mense, as jy daar laas geëet het, dan waardeer jy 'n broodjie en peanut butter. Nee. Dan as jy gevas het, dan 'n paar dae en jy ruik weer kos, dan ruik alles so lekker. Is dit nie? Dan waardeer jy kos. Of die van julle wat in die army was, dat jy net begeer om enigiets anders as 'n Rat Pack te kry. Sien die manne smiles vir. Ja. Ja, net iets anders te kry. Of jy verbeel jou as jy so kyk na die sterrelig daar in die oorlogsvelde en jy hoor hoe sing die manne met die gitare, verbeel jou net in jou ma se stem toe. Hy sê maar dat jy 'n lekker pak gegee. Die Here werk op snaakse maniere. Iemand praat nou die dag van hom Pieter Snyman, mommie speel vir ons asseblief. En weet julle hom Pieter Snyman was die stigter van PPK in Suid-Afrika. Maar ek wil julle 'n storie van hom Pieter vertel. Hy was 'n bokser, hy was 'n warm onder die kraag man gewees. En hy was op 'n skip gewees in die Wêreldoorlog, ek dink dit is die Tweede Wêreldoorlog. En toe nou op pad by die suidweskus van Suid-Afrika het hulle teruggevaar Suid-Afrika toe. Die oorlog is nou verby. Maar een van die Duitse bote, ek dink dit was 'n duikboot, het nie geweet dat die oorlog is verby nie, want die kommunikasie was nog nie daar nie. Hulle skiet toe die skip waar Pieter Snyman op is. As hy het 'n roeping op sy lewe gehad. Jy weet mos van kinds af as die Here met jou praat. Jy weet mos van kinds af as jy in hierdie evangelie groot geword het. En as die Here jou al die dinge wat ons nou vandag oor gepraat het, oor godsaligheid en nederigheid, jy ken al die dinge. Maar jy lewe nie die lewe nie. En sy ma het altyd vir hom gesê, Pieter, die Here gaan vir jou voorkeer, jy moet God dien. En toe hy op daai skip is en hy hoor die torpedo's, hy skryf in sy boekie dryfhout uit die see, en hy hoor die torpedo's kom en dit skiet daai skip van hulle uitmekaar uit. En vir dae, ek dink is vir meer as 3 dae, toe dryf hy aan die wrakstukke van die skip. En hy sien hom kom die haie in die aand en hulle vat die mense om weg. Hy sê in een môre, toe hy so oor die water kyk, toe sien hy 'n kruis kom oor die water op. En hy dink wel, die son, die hitte, die golwe, die blink van die water verblind jy ons. Ek is seker besig om nou maar te sterf van dors, en daar was baie daai dors. En hy maak homself gereed om te sterf. En hy sien die kruis, en hy dink wel, wat kom die Here my help. Maar toe die kruis nader kom, toe maak hy volle oorgawe, en hy gee sy hart aan die Here. Hy sê, wel, as ek kan nog gaan, Here, hier is ek. En Pieter Snyman, die stigter van PPK, maak in daai see, op daai wrakstuk, 'n nuwe oorgawe neer. En toe hy bly kyk, toe word die kruis al groter en groter en groter, tussen die boommas van 'n skip. En hulle word gered. En hy maak daai besluit, hy sê, Here, as U my veilig aan land bring, dan gaan ek vir U werk. Die eerste ding, toe hy aan land kom, te stap hy na die voorhuis toe van sy moeder. Die ma wat altyd met hom genaak het. The mother that always nagged him and complained with him to try to get him on the right path. And he says these words, and he said, the very first thing I did is I fell to my knees. Hy skryf so mooi, hy sê, op die rempiesbankie van die ou olienhoutbankie in my moeder se voorhuis val ek neer. Hy sê, daar gee ek volkome oor aan God. Weet jy, daai man staan daarop. En deur die genade van die Here, een van die grootste Pinksterkerke in Suid-Afrika is deur hom gestig tot vandag. Maar weet jy hoekom hy net staande gebly het? Dis omdat hy so diep deur dinge moes gaan. He needed to conquer in order to be a victor. Die laaste vers sê hy,
Maar jy, kind van God, vlug weg van al die dinge wat jy van Christus afhou. Vlug weg. Onttrek jouself. Vlug weg, sê hy. En maar jaag na die geregtigheid van God. Jaag na die godsaligheid. Jaag na die geloof. Jaag na die geliefde. Dis 'n gejaagdheid om liefde en geloof in jou lewe te bekom. Jaag na lydsaamheid en jaag na sagmoedigheid in jou lewe. Stry die goeie stryd. Wie van julle het 'n stryd wat julle stry? Stry die goeie stryd vanmôre. Weet jy, Jesus is saam met jou in die stryd vanmôre. Stry die goeie stryd van hierdie geloof. En hy sê die pragtige woorde, gryp na die ewige lewe. En jy net saam met my op jou voete staan. En net jou oë sluit met die woordigheid van die Here nie. Ek net elke persoon sluit net jou oë. As jy wil, steek net jou regterhand uit na God. Almal se oë is gesluit. Niemand sien jou nie. Die Here sê vir jou vandag, gryp na die ewige lewe. Maar weet jy, as jy net met een hand gryp, kan jy dalk dit mis. Wil jy nie maar met jou ander hand ook gryp? Hy sê, gryp na die ewige lewe. Waartoe jy geroep is, vers 12, van 1 Timoteus 6 vers 12 praat vandag met jou kind van God. Hy sê, gryp na die ewige lewe waartoe jy geroep is. As 'n man oorlog toe geroep word, moet jy gaan. Jesus sê aan Timoteus, jy is geroep tot die ewige lewe. Maar jy moet gryp daarna vanmôre. Get a firm hold on eternity, the Englishman would say. Bewaar my gebod, onbesmetlik en onberispelik. Lê vir jou 'n skat weg, 'n goeie fondament vir die toekoms, sodat jy die ewige lewe kan beerwe. Die laaste vers, Timoteus my seun, bewaar jou pand. Kyk gou vir my. As jy jou vrou vat, sit jy 'n pand aan haar vinger. Dis 'n pand, 'n belofte. Maar jy is die bruid van Christus. En hy het sy Heilige Gees vir jou gestuur as jou pand. Aan jou geestelike hand is daar 'n ring. Jy het net gehoor, jy's geroep hemel toe. Jy's geroep tot die ewige lewe. Hy sê, bewaar die ring aan jou vinger waartoe jy geroep is. Jesus het 'n ring aan jou vinger geplaas, 'n pand. Dis soos 'n verloofring. Hy gaan nog die trouring aan jou vinger plaas by die bruilofsmaal. Maar jy is verloof aan die Here. Bewaar daai pand. Moet laat niemand niks van jou steel nie. Gaan onder hulle uit, trek hulle uit, vergeet van hulle. Iets of iemand of wat ook al wat jy van die Here afhou. En bly by Jesus. Prys die Here se naam. Kom ons sing daai laaste koortjie saam. Sien, dis 11:00 en ek is klaar. Man, ons kom lekker vroeg uit. Greatly blessed and highly favored, imperfect but forgiven child of God. I'm greatly blessed and highly